Enige Christen kan geestelik verval. Die Bybel sê hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy self nie val nie. Enige Christen kan verkoud geestelik verval. Wat is die tekens van geestelike vervalling? Nommer 1, jou gebedslewe kwyn. Die oomblik as 'n mens geestelik verval, raak 'n mens biddeloos. Nommer 2, wanneer jy geestelik verval, gaan jou begeerte om Bybel te lees verlore. Jy het geen begeerte om die Bybel mee te lees nie. Nommer 3, wanneer jy geestelik verval, keer die vrugte van die vlees terug in 'n mens se lewe. Oorspel keer terug, die neiging daartoe. Hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, sê Galasiërs 5. Hierdie dinge keer terug in 'n mens se lewe. Die Bybel noem dit die vrugte van die vlees. 'n Toegewyde Christen is 'n geestelike persoon. Hy bedink geestelike dinge. Hy bedink die dinge wat daar bo is, nie die dinge wat hier onder op die aarde is nie. Hy leef 'n geestelike lewe. Maar hy wat geestelik verval, by hom neem die vlees oor. Waar die Gees, die Heilige Gees, die bestuurder van 'n mens se lewe was, toe hy toegewyde lewe geleef het, word die vlees nou die bestuurder, die dirigent van jou lewe en keer al hierdie lelike dinge terug in 'n mens se lewe. Die 4de simptoom van 'n lewe wat geestelik verval is, kerkbywoning word minder en minder en minder. Waar jy elke Sondag in die kerk was, word elke tweede Sondag, later 1 keer 'n maand, later 1 keer in 2 maande, totdat jy uiteindelik op 'n plek is wat kerkbywoning vir jou glad nie meer belangrik is nie. 'n Ander simptoom van 'n teruggevalle hart is, jou hart word krities. Jy begin Christene veroordeel. Skuldgevoelens dryf jou. Skuldgevoelens maak jou morbied op 'n manier, maar dit maak dat jy die kerkewêreld begin kritiseer as skynheilig en agterbaks, net om jouself 'n selfgeformuleerde rede te gee om nie meer in die kerkwêreld betrokke te wees nie. 6de simptoom van 'n teruggevalle geestelike lewe, die ou mens keer terug. Onthou jy hoe jy verander het toe jy tot bekering gekom het? Jy het werklik waar 'n nuwe mens geword. Jou familie en almal was verbaas. Jy het so 'n saggeaarde, liefdevolle, vredevolle, mooi mens geword by jou bekering. Want by jou bekering het die Heilige Gees in jou gekom. En die Heilige Gees het jou geaardheid begin verander en vernuwe. Maar wanneer 'n mens geestelik begin verval, keer die ou mens terug met al sy ou lelike persoonlikheidseienskappe. En weet jy wat? Jy is leliker dan as wat jy was voor jou wedergeboorte. Wat gebeur wanneer 'n mens geestelik verval? Jy hoor nie meer die Here se stem nie. Jou sensitiwiteit vir die Heilige Gees se stem gaan totaal verlore. Jy kan nie meer sy stem onderskei nie. Want wanneer 'n mens geestelik verval, blus 'n mens die Heilige Gees uit jou lewe uit. Jy blus sy werking uit. Jy blus sy stem uit. En dit is 'n vreeslike eensame gevoel om te hê wanneer jy nie meer die stem van die Here hoor nie. 'n Ander simptoom van 'n lewe wat geestelik verval is, jou vrede verdwyn. Alles begin jou frustreer. Alles begin jou irriteer. Waar jy eens 'n vredevolle mens was, want God wat in jou woon, is die God van vrede. Ontstel alles jou nou. Jy is nie meer 'n vredevolle mens nie. Dis 'n een van die uitstaande tekens van 'n geestelike lewe wat verval. En dan natuurlik, laastens, 'n mens verkoud. 'n Mens verkoud. En as 'n mens verkoud, verhard jou gewete daarmee saam. Jy raak roekeloos. Jy doen weer sondes. Wanneer jy dit gedoen het, pla dit jou nie. Jy dink nie eens daaroor nie. Jy vra nie eens meer vergifnis daaroor nie. Jy neem net toe in roekeloosheid, agterloosheid. En is net nie meer gepla oor die lewe wat jy nou lewe nie. Maar die goeie nuus is, God verwerp jou nie. Wanneer jy geestelik verval het, kan jy terugkom na die Here toe. Wat belangrik is berou. Wat belangrik is erkentlikheid. Te sê, Here, ek besef
Ek het 'n verkeerde afdraaipad in my lewe gevat. Ek is geestelik so ver van U. Ek het so afgedwaal en vervalle geraak. Maar ek kom vandag terug na U toe. Ek gee hierdie lewe wat 'n ene duisternis geword het, gee ek weer ore aan U. Here Jesus Christus, vergewe my. Verlos my. Was my opnuut met U bloed. Maak my vry van hierdie sondige lewensbestaan wat ek opgeneem het. Ek bekeer my opnuut tot U, Here Jesus Christus, en ek draai terug na U toe. Doen dit vandag. Die Bybel sê God sal 'n berouvolle hart nooit teëstaan nie. Hy sal dit nooit verwerp nie. As jy vandag besef, jy's besig om te verval, neem 'n besluit om nou van daai roete af te kom. Want daardie roete is 'n pad wat vir jou reg mag lyk, aanvanklik, maar dit lei na die dood toe. Kom nou terug na die lewende God toe, met jou hele hart. Vader, ek bid vir mense wat besef hulle is besig om geestelik te verval. Dankie dat hierdie boodskap vandag betyds hulle bereik het. Dat U vandag met elkeen van hulle praat. Vader, dankie dat U bereid is om ons aan te neem. Wanneer ons gaan rondswerf het in 'n ver land en ons kom tot onsself daar, ons kom tot inkeer, ontvang U ons met oop arms. Ek bid dit vir hulle vandag, wat besef, hulle is ver van U, wat geen lied in die hart vir God meer het nie, wat geen begeerte het om te bid nie, wat geen begeerte om sy hart vir God in te rig nie, dat hulle in hierdie oomblikke, waar hulle onder 'n berou verkeer, 'n oortuiging van die Heilige Gees, nou terugkeer na U toe. Here, verlos hulle dan van hulle vervalle toestand. Laat die Here Jesus, wat die lig van die wêreld is, wat ons lewens kom verlig het, dan nou weer vandag opgaan in hulle lewens. Maak hulle harte weer brandend om vir die Here te leef. 'n koninklike, heilige priesterdom, afgesonder vir God. Ek spreek U seën uit oor hulle en roep oor hulle uit 'n geestelike lewe wat getuig van oorwinning en volharding op hierdie smal weg. Dit bid ek in Jesus Christus heilige naam.